Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan die rekonsiliasie van kontrolerekeninge met 'n lys. Die volgende inligting het in die finansiële rekords voorgekom. En dan word die saldo van die debiteure kontrole en die debiteure lys voorsien. As ons kyk na die twee, behoort dit dieselfde te wees, want die totale van al die kolomme in die debiteure kontrole kolom in enige joernaal word oorgeboek na die debiteure kontrole. Die individuele transaksies in al die joernale word oorgeboek na die individuele rekeninge van die debiteure in die debiteure grootboek en die debiteure grootboek se saldo's word gebruik om die debiteure lys op te stel. Dit beteken as hierdie twee nie ooreenstem nie, is daar 'n fout en moet gekyk word na die foute en dit moet reggestel word. As ons kyk na die krediteure kontrole, kan ons ook sien dat die kontrole rekening se saldo en die totaal van die krediteure lys is nie dieselfde nie, wat ook vir ons 'n aanduiding is dat daar foute is. Die saldo's wat vir ons gegee word, sal ons neerskryf om aan te dui wat is die debiteure kontrole se saldo wat voorsien was. In die debiteure lys sal ons ook neerskryf wat was die totaal wat voorsien was, en in die krediteure kontrole sal ons die saldo neerskryf en ons sal neerskryf wat is die krediteure lys se totaal wat voorsien was. Al die verskille wat aangebring moet word of regstelling van foute of inskrywings wat weggelaat is, gaan in die debiteure kontrole aan die debiet of kredietkant aangeteken word, of dit gaan in die debiteure lys getoon word om te wys die fout lê in die debiteure grootboek, of dit sal in die krediteure kontrole of in die krediteure lys aangeteken word, sodat ons na elke regstelling kan bepaal presies wat is die bedrag wat reggestel moet word. Die totaal van die krediteure kolom in die kontantbetalingsjoernaal was met 200 te veel opgetel. Uit die kontantbetalingsjoernaal word die bank gekrediteer en krediteure kontrole word gedebiteer. As dit met 200 te veel opgetel is, beteken dit daar was nie 'n fout binne in die joernaal nie. Dit beteken daar is geen fout in die krediteure kontrole grootboek nie. Die fout is in die totaal word oorgeboek na die krediteure kontrole rekening. Ons het 200 te veel in die krediteure kontrole aan die debietkant gesit. Dit sal ons die krediteure kontrole rekening moet krediteer met 200 om die fout reg te stel. In die krediteure kontrole kolom sal ons dus wys dat daar 200 aan die kredietkant aangeteken moet word, want ons het foutiewelik die bedrag aan die debietkant met 200 te veel aangeteken, so dit moet aan die kredietkant reggestel word. 'n Saldo van R198 is uit die krediteure lys weggelaat. Dit beteken elke krediteur wat in die krediteure grootboek is, se saldo aan die einde van die maand word op die lys aangeteken om te bepaal wat is die totale bedrag wat die krediteure skuld. 'n Saldo is weggelaat, so dit beteken hierdie krediteure lys moet vermeerder met R198. Ons sal dus die krediteure lys krediteer met 198 om die totale bedrag te vermeerder, omdat hierdie persoon se rekening nie in ag geneem was nie. 'n Saldo van 75 in Snow se rekening was 2 keer in die debiteure lys aangeteken. So toe die debiteure lys opgestel is uit al die saldo's in die debiteure grootboek, is 'n fout gemaak en die bedrag is 2 keer aangeteken. Die bedrag is dus aan die debietkant 2 keer aangeteken. Om dit reg te stel, sal ons die bedrag in die lys aan die kredietkant moet 75 moet krediteer. Die debiteure lys word gekrediteer, want ons het die fout aan die debietkant gemaak. Dit beteken ons moet daai fout regstel deur die rekening te krediteer. 'n Kwitansie wat van 'n debiteur ontvang is vir 180 ter vereffening van sy skuld van 200
is in die debiteure kolom in die KOJ as 180 aangeteken. Dit beteken slegs die inskrywing vir die geld ontvang is aangeteken. Geen inskrywing is vir die vereffeningskorting wat toegestaan is gemaak nie. So die verskil tussen 200 en 180 gee vir my R20 en ons sal nou 'n aantekening moet maak vir R20. Omdat geen inskrywing voltooi is nie, sal ons hierdie regstelling moet maak in die debiteure kontrole rekening en in die persoon se rekening in die debiteure lys. Hulle rekening moet gekrediteer word om die skuld te verminder, so die debiteure lys sal gekrediteer word met R20. Ons sal dus die R20 in die debiteure kontrole aandui en ons sal die R20 in die debiteure lys aandui, aangesien die inskrywing glad nie voltooi is nie. Die totaal van die debiteure joernaal is met 310 te min opgetel. Die debiteure joernaal se individuele inskrywings word na die debiteure grootboek oorgeboek. Die totaal word na die debiteure kontrole oorgeboek. So as die totaal foutief is, moet die fout net in die debiteure kontrole reggestel word. Aan watter kant het ons die fout gemaak? Die debiteure joernaal is wanneer ons goed verkoop. Dit beteken die debiteure kontrole is gedebiteer en dit is met 310 te min gedebiteer, so ons gaan die debiteure kontrole nou moet debiteer met 310. Aangesien ons te min in die debiteure kontrole aangeteken het, word die fout reggestel aan die debietkant met 310 om te wys dat die debiteure skuld in totaal R310 meer. 'n Kredietfaktuur van 180 is aan John uitgereik en nog nie aangeteken nie. Dit beteken daar's geen inskrywing voltooi nie, so hierdie fout moet reggestel word in die debiteure kontrole rekening en in die debiteure lys. Wanneer 'n faktuur uitgereik word, beteken dit ons het goed verkoop, so hulle skuld R180 meer geld en daarom sal die debiteure kontrole en die debiteure lys gedebiteer word met R180. Aangesien geen inskrywing voltooi is nie, moet die debiteure kontrole en die debiteure lys vermeerder met 180 om aan te dui dat hulle R180 meer skuld. 'n Kredietfaktuur van 42 vir goedere vanaf Brown handelaars aangekoop is as 'n kredietnota hanteer. So dit beteken dit is foutiewelik aangeteken in die verkeerde joernaal. As hulle dit as 'n kredietnota aangeteken het, wat was die inskrywing vir 'n kredietnota? Die krediteure kontrole is gedebiteer met R42. En die goed wat aangekoop is, het ons dan gesê ons het handelsvoorraad teruggestuur van R42. So kredietfaktuur van 42 vir goedere van Brown aangekoop is as 'n kredietnota hanteer. So dit is die fout wat ons gemaak het. As ons dit wil regstel, beteken dit ek gaan eers hierdie fout moet regstel, so ek gaan handelsvoorraad moet debiteer om hierdie bedrag te kanselleer en ek gaan krediteure kontrole moet krediteer om die bedrag te kanselleer. En dan gaan ek die regte inskrywing moet voltooi om te wys dat ons handelsvoorraad het vermeerder met 42 en krediteure moet vermeerder met 42. So wanneer 'n inskrywing aan die verkeerde kant van die grootboek aangeteken word, beteken dit dat ons die bedrag dubbel gaan regstel, omdat ons dit aan die verkeerde kant voltooi het, eers 'n inskrywing moet doen om dit te kanselleer en dan 'n inskrywing moet doen om die regte inskrywing te voltooi. Aangesien die fout in die joernaal gemaak is, beteken dit dat ons dit in die krediteure kontrole en in die krediteure lys moet regstel. Ons het die krediteure kontrole en die krediteure lys gedebiteer met die bedrag en nou gaan ons hulle dus moet krediteer om eerstens die fout reg te stel en om tweedens die oorspronklike inskrywing te boek te stel.
'n gedishonoreerde tjek van 140 is in die krediteure kontrolekolom van die kontantbetalingsjoernaal aangeteken. Die bedrag is korrek na die debiteur se rekening oorgeboek. So daar is geen fout in die debiteure grootboek of krediteure grootboek gemaak nie. Die fout was net in die algemene grootboek gemaak. Aangesien dit in die krediteure kolom aangeteken is, het ons krediteure kontrole gedebiteer en bank gekrediteer. Eintlik moes debiteure kontrole gedebiteer word, so om die fout reg te stel, gaan ons debiteure kontrole waar dit moes wees debiteer en krediteure kontrole krediteer om die fout reg te stel. Die debiteure kontrole moet dus gedebiteer word om te wys dat hulle skuld vermeerder met 140 as gevolg van 'n tjek wat gedishonoreer is. So toe ons die geld by hulle ontvang het ons die debiteure kontrole gekrediteer. As die tjek teruggestuur word, moet ons hulle debiteer om die skuld weer te vermeerder. Aangesien ons 'n fout gemaak het en dit in die krediteure kontrole kolom in die KBJ geskryf het ons bank gekrediteer en het ons krediteure kontrole gedebiteer wat foutief is. Daarom sal ons nou die krediteure kontrole moet krediteer. So my dubbelinskryving sal wees debiteure kontrole debiet, krediteure kontrole krediet. 'n Inskrywing vir 56 in die krediteure joernaal, dit beteken ons het goed aangekoop, is 2 keer na die persoon se rekening oorgedra. So dit beteken daar is geen fout in die krediteure kontrole nie. In die krediteure joernaal het ons die bedrag 2 keer aangeteken. As die bedrag 2 keer in die persoon se rekening aangeteken is, beteken dit dat ons moet een van die bedrae gaan uithaal. Krediteure joernaal beteken ons het aangekoop, so ons het White se rekening 2 keer gekrediteer met 56. Ons het dus 2 keer in White se rekening aan die kredietkant 56 aangeteken, so om die fout reg te stel dat daar net een bedrag is, gaan ons die krediteure lys moet debiteer en sal ons sy individuele rekening moet debiteer met R56. 'n Kredietfaktuur wat aan Nel uitgereik is korrek in die debiteure joernaal aangeteken. Dit beteken daar is geen fout in die debiteure kontrole rekening nie. Die bedrag is oorgedra na die debiteur se rekening as 196. As dit 'n kredietfaktuur is, beteken dit ons het goed aan hom verkoop. So ons het aan die debietkant 196 geskryf en dit moes 199 gewees het. So ons gaan sy persoonlike rekening moet vermeerder aan die debietkant met R3. So omdat ons ten min sy rekening aan die debietkant aangeteken het, gaan ons sy rekening vermeerder met R3 aan die debietkant. Dan tel ons die totale van die verskillende kolomme op. So as ons gaan kyk na die debiteure kontrole, se debietkant is 5283, die kredietkant is 20. Dit beteken as ek dit van mekaar aftrek, kry ek 5263. Die debiteure lys se debietkant is 5358. Die totaal aan die kredietkant moet afgetrek word 95 en dan gee dit ook vir my 5263. Aangesien hierdie twee nou dieselfde is, beteken dit ons het al die foute reggestel. In die krediteure kontrole is geen inskrywing aan die debietkant nie, daar is net 'n inskrywing aan die kredietkant, so die totaal is 6318. In die krediteure lys is die kredietkant 6341, min aan die debietkant 56 en dit gee ook vir my 6318, wat vir my sê al die foute is reggestel in die krediteure kontrole en krediteure lys. Wat het ons geleer? Weglatings of verkeerde inskrywing in die joernale word in die kontrolerekening en in die lys reggestel. So as daar enige fout is in 'n joernaal, sal dit op al twee plekke reggestel word.
'n verkeerde totaal in die kontrolekolom in die joernale word in die kontrolerekening reggestel. So as net die totaal van 'n kolom verkeerd is, was daar nie inskrywings binne in die joernaal wat foutief was nie. So daai inskrywings is korrek na die lys toe oorgeboek of na die grootboek toe oorgeboek. Dis net die kontrolerekening wat reggestel moet word. 'n Fout in 'n individu se rekening word in die lys reggestel. Wanneer ons regstelling van foute doen, moet jy eerstens bepaal of die fout reggemaak moet word in die kontrolerekening en of dit reggemaak moet word in die lys of op beide plekke. Dan bepaal jy waar is die fout gemaak, aan die debietkant of kredietkant. En dan kan jy eers bepaal aan watter kant dit moet reggemaak word. As die bedrag te klein is, word die fout aan dieselfde kant reggemaak. As die bedrag te groot is, word die fout aan die teenoorgestelde kant reggemaak.